Vir die van julle wat ek nog nie vanoggend gesê het, môre nie. Goeiemôre. Julle lyk vanoggend. Is julle bly om hier te wees? Amen. Amen. Dit is my 'n groot eer om vanoggend hier te kon staan en die woord te bedien. Ek het nogal vir die Here gevra, Here, wat se woord? Wat se woord? En ek kry nie woord nie. En laasweek WhatsApp ek vir Annelies en ek vra toe vir hoeveel mense is hier in die gemeente? Want ek wil graag vir julle self elkeen 'n sleutelhouer vlag. En sy gee my getal weer en ek sê toe nie oké en ek begin te vlag. En terwyl ek vlag, kry ek die woord sleutels. Wie van julle het sleutels vandag by julle? Ja. Ons almal het sleutels. Ja. Ons het ons huissleutels, ons het kluissleutel. Partykeer het ons vrouens mos 'n sleutel waarmee ons monde moet sluit. En die manne het mos nou die glashek se sleutel of die bakkie se sleutel. Maar ons almal het sleutels. Nou ek het vanoggend ook vir myself 'n bos sleutels gebring. Grootes en kleintjies. Dis die kaste by die huis se sleutels. Maar my boodskap van vandag eintlik oor sleutels om sterk te kan staan tot die einde toe. Amen. En hierdie is alles geestelike goeders want ek hou daarvan om mense toe te rus met die waarheid. Halleluja. Want baie keer hoor ons preek en as ons hier uitgestap het, het ons dan klaar van dit vergeet. Dis hoekom ek na die tyd vir julle elkeen 'n sleutelhouer voorgee. En dit is wat julle as julle hierdie sleutelhouer moet sien, moet julle weet, julle het 5 waarhede vandag ontvang van die Here af. En ek wil nie julle moet my hier raak sien, julle moet eintlik sien dit is Jesus wat vandag vir julle die waarheid kom openbaar. Nou, ons almal weet baie keer van ons monde is ons grootste wapen eintlik. Amen. Goed of sleg. Maar ek wil vir julle graag lees Matteus 16 vers 19 wat sê, en ek, dit is Jesus, sal julle die sleutels van die koninkryk van die hemele gee, en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Dit is die sleutels wat ons tot ons beskikking het. Dit wat ons van nou af, van hierdie Sondag op in die 23ste Augustus vorentoe gaan gebruik. Ek wil vir julle tips gee. Ek gaan so hier en daar so 'n Engelse woordjie ingooi dat ek net bietjie sien of julle kan sien. Ek kan ook net bietjie Engels praat. Want my Engels is nie baie goed nie. Ek wil vir julle 'n paar tips gee om sterk te kan eindig. Baie van ons het al geliefdes verloor na ons aard. En dat ons op die einde van die dag kan sê, hulle het hulle wedloop voleindig, maar hulle het hulle geloof behou. Nou ons sleutel 1. Wil ons sommer vir julle uithaal. Kom ons kies net 1. Kom ons vat sommer hierdie een. Sleutel 1. Wat gaan ek oopsluit met hom? Saai in jou lewe waarheen jy graag wil gaan. Met ander woorde begin spreek dit waarna toe jy wil eendag gaan. Want baie van ons sê ons is mos losers. Of ons spreek sulke slegte goeders oor onsself uit. Ja. In ons monde het die Here vir ons saad gegee om te kan gebruik. Wat se saad saai jy in jou eie lewe in? Galasiërs 6 vers 7 sê, wat jy saai, sal jy maai. Julle en ons hoor hierdie goeders vir al die ouer geslag, die afgetrede tieners sê gereeld hierdie ding. Wat jy saai, gaan jy maai. Nou vandag wil ek vir julle vra, wat saai jy in jou eie lewe in? As ons net 'n bietjie gaan stil sit, wat saai ek in? Wat saai ek in ander mense se lewens in? Julle weet, van ons het mos nou kindertjies wat baie voelig is. Jy's 'n klein stout en ons noem die goeters. Dis saad dat ons in hierdie kinders indeponeer. Plaas ek net sê, jy's vandag bietjie voelig, sal ek vir hom dan klop lelike goedjies nou. En dis saad dat ons binne daai kind belê. Ek kan vir julle vertel, my boetie het 'n meisiekind, hulle het daarvan baie kleintyd af genoem, Willehoender. En sy het op die stadium was sy soos 'n willehoendertjie. En vandag is sy 'n meisie van 15, baie skaam, baie teruggetrokke, maar ek dink haar brein hardloop aan mekaar. Hy skakel nooit af nie. En dis goeders wat pa en ma in die kind se lewe in belê. Ons as oumas het die voorreg om goeie saad in ons kleinkinders se lewens in te lê.
Ek het dis nie my klein seun nie, maar ek is baie lief vir die kind, hy is op 15. En ouma het van kleintyd af begin leer om goeie saad en om in te belê. Sodat hy weet, die dag as hy groot is, moet hy weet, daar was iemand wat vir my gebid het. En soos wat ons op vandag hier is, iemand in ons lewens het vir ons gebid. Ek dink my man het baie hard vir my gebid, dat ek tot bekering moes neem. Want ek het ook gerook, ek het ook gedrink, maar sy saad wat hy in my lewe gesaai het gemaak dat ek verlos kon word van dit. Amen. Het julle nou al gesien baie keer van, man gaan staan dan net by Shoprite of Spar in die rye, en hou die mense net so bietjie dop. Hoe baie mamas die kere gaan met hulle kinders. Julle, en kyk, ek wil nou nie 'n verskoning vir 'n mamma soek nie, kyk, baie keer is kinders daar, maar ons bederf hulle. En as dit nou by mense kom, dan wil ons dit hulle op 'n maniere leer, en dan sit hulle klaar te laat. Die eerste 5 jaar is die belangrikste tyd van 'n kind se lewe, om goeie saad en om in te kan belê. Maar nou wil ek ook om vra, wat se saad saai jy in jou eie lewe in? Begin jy vir jouself te sê, ek is nie mooi nie. Want ek wil kies jy ons trouwens dit. Kyk hoe lyk my hare. Julle as my hare gewas is en geblaas het, dan is dit reg. Al stap het hy so, ek het my hare skoon. Maar ons het nie nodig om beauty queens te wees, om te weet ons is 'n koning se dogter nie. Amen. Ek en jy moet begin besluit, ons reaksies wat ons toon teenoor iemand wat iets slegs teenoor ons doen, moet goeie saad wees. Want dit help nie iemand kom sê my sleg en ek en hy spring aan mekaar en ons sê mekaar sleg nie. Iemand moet volwasse genoeg wees om te sê, my gesindheid kan nie stink soos daai persoon se nie. Wees die beter ou en saai saad in sy lewe in. Wat se saad gaan jy in sy lewe saai? Saai liefde, goeie woorde, saai komplimente. Maar julle weet, jy kry baie keer ons van hierdie vrouens wat sê, jy het 'n mooi rok en julle het julle gesien hoe gekleed is daai rok. Saai opregte komplimente. Saai woorde wat opbou. Om mense te stig, want dit gaan die woord op ons sê, stig mekaar. Saai woorde van dankbaarheid. Hoe dankbaar is jy vanoggend om regtig op te kon gestaan het en op te kom. Want van ons leer dit is 'n gewoonte. Sondagoggend moet ek 7:30 op by die huis ry. Ek moet 8:00 by die kerk wees en die diens begin 10:00. Ons het maar sulke snaakse gewoontetjies wat ons vir onsself aanleer. Maar begin woorde saai van dat jy genade vir jouself het. Ek is altyd baie keer soos 'n pluggie. Ek is een wat altyd hopeloos te vroeg is. Die kerk begin 10:00, dan wil ek al hê ons moet al 8:00 geraai het. Wat wil ek hier kom maak? Ek is baie skuldig daaraan hoor. Dan gelukkig 'n man wat bietjie sê stadig. Die kerk begin eers 10:00. So ons moet bietjie die realiteite in die lewe begin face. Want wat is regtig noodsaaklik vir ons? Julle, dan kom ons by sleutel 2. Ek het vir hom sommer nog ekstra aangesit. Ek het vir hom 5 klein slotsleuteltjies gegee. Nou, ons sleutel sê, moenie verder na die leuns van die vyand luister nie. Amen. Hoe gaan ek weer die leuen van die vyand? As ek tyd God se woord gaan begin spandeer. Maar baie keer sê ons lees 'n teksvers en ek het net so vir Johnny, hy kan nie 'n teksvers onthou nie. Dit het vir my baie gevat om 'n teksvers te kan onthou. Partykeer kom hy nie heeltemal uit nie, maar jy weet min of meer wat daar staan. Maar ek wil vir julle kom vertel, as die vyand na my toe kom en hy kom sê vir my, jy kan nie, want hy moes nou vir my toegesluit. Wat gaan ek maak? Sluit hom op in 'n trekkie sleutel uit wat ek kan. Wat sê Filippense 4:13 vir ons? Alles in staat. Ek kan alles doen as dit van Jesus Christus afkom. Ek en jy moet die leuen openbaar. Want baie keer kom ons op 'n plek en dan dink ons mos nee, ek is 'n loser. Ek kan nie hikel nie. Wie van die dames het vir my mooi lappietjies om gehikel en die saadjies goed omgehikel. Dis 'n gawe wat ons van die Here ontvang het. Ek kan brei, ek kan hikel. Ek het so rukkie terug eers geleer hierdie goedjies vleg. Want ek wou iets doen.
Sê, jy kan iets doen. My man kan in 'n kar werk en hy kan boer en hy kan die koei gaan spuit. So, hy kan ook sekere goeders doen. Maar saam kan jy kos maak, jy kan koffie maak, jy kan skottelgoed was. Saam is ons die liggaam van Christus. Halleluja. Saam kan ons iets begin doen. As die vyand sê ek kan nie, dan breek ek sommer hierdie stekelmiddel deur, ek haal hom uit. Ek sê ek glo nie langer in die leuen van die duiwel nie. Van nou af gaan ek sê, weet jy, ons almal is nie goed in alles nie. Party kan baie lekker bak. Wie kan lekker melktert bak? Annelies. Maar weet jy wat jy ons probeer? Ek kan les gaan vat by Annelies, hoe bak sy melktert. Stap vir stap kyk hoe sy doen. En die vyand gaan sê, nee, moenie jou tyd mors op so iets nie. Kom agter wat is die reën van die vyand. Dan nommer 2. Hierdie is my raar skrikwekkend, want hoeveel keer het ons al vir onsself gesê, God kan nie. Regtig? Sê jy God kan nie. By my God is niks onmoontlik nie. Die duiwel kom partykeer en hy kom sê vir jou, God gaan nie vir jou deurkom nie. Hy sal dit nie vir jou doen nie. Want as God my tot redding kan gebring het, dan sal hy nie vir jou nie, of vir jou kind, of vir jou kleinkind, of selfs vir jou man nie. God kan. En dit is wat ons onsself moet begin sê. Nommer 3. Wat nommer 3 se sleutel om dit kyk hoe so die vyand het vir hom oopgesluit. En hy kom sê vir jou, niemand gee om nie. Hoeveel van ons vrouens het daai ding van, vra my man, ek het ook daai probleem gehad. Niemand gee vir my om nie. Sluit daai leuen van die vyand en trek die sekel aan. Want daar is mense wat omgee. Hoeveel mense om ons, in hierdie gemeente, hoeveel gee vir mekaar om? Hoeveel van ons het kinders wat vir ons lief is? Al sê hulle partykeer met die mond, ek haat jou, maar eintlik is hulle lief vir jou. En as jy nou op so 'n plek gekom het wat jy nou dink, niemand is rarig lief vir jou nie. God is lief vir jou. Want hy het Jesus gestuur om vir jou aan die kruis te sterf. Wat beteken daai liefde vir jou? Dan, die Here sê ook in sy woord vir ons, hy beplan vir ons goeie dinge. Die vyand het ons kom hier gesê, God wil nie hê dit met jou goed gaan nie. Die Here wil vir jou 'n hoopvolle toekoms gee. Maar ons klou soos 'n rotse vrou aan die ou dinge vas. Ons wil nog teruggaan na die ou dinge toe. Maar ons sien nie die tafel wat die Here vir ons voorgedek het nie. Ons sien nie die hoopvolle toekoms wat die Here vir ons gee nie. Dan nommer 4. Ek maak die saakie. Ek is so minderwaardig, ek kan nie voor mense praat nie. Dit wat ek het om te gee, beteken eintlik niks vir ander mense nie. Hoeveel van ons het al so gevoel? Ek is self skuldig daaraan. Voor ek my identiteit in Christus gekry het, of gevind het, was ek ook so. So ek vat daai nommer 4 sleutel van die vyand se leuen. Ek sluit dit toe, want ek wil dit nie hê nie, ek haal die sleutel uit, want dit is nie die waarheid nie. Besef vandag regtig wie jy is, en wie sin jy is. Sê vir jouself, ek maak saak. Punt. Wat beteken punt? Einde van die sin. Punt. Ek maak saak. My man is dalk nie vir my regtig so lief soos wat hy was in die begin nie. Maar weet, daar's iemand wat vir jou lief is. Wie van julle het al gevoel soos 'n 0 op 'n kontrak? Jy weet al 'n 0 vir 'n toets gekry. Dis baie van ons. Ons hele lewe is 'n toets wat ons skryf. Treetjie vir treetjie. Maar ons het 'n goeie onderwyser wat ons kom leer. Die Heilige Gees wat binne ons is ons leermeester. Hy kom leer vir ons. Nou as ek vir julle moet vra, wie is jy nou eintlik? As ek hier voor moet begin, as jy vir jou een karaktereienskap van jouself moet sê, met ander woorde, een identiteit in Christus. Ek het vir ons 7 hier, wat julle so 'n bietjie kan memoriseer. Ek is 'n bloedgewaste kind van die Allerhoogste. Dis die identiteit wat ek het. Hoor julle, ek sê, ek is. Wat het God vir Moses gesê, toe Moses hom gaan vra, wat moet ek sê vir die mense wie ek is? Ek is. Nou, hoor julle, koppelik het aan God se identiteit is deel van myne. Ek is 'n uitverkorene. 1 Petrus 2:9 sê, jy's 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, eenkant gesit vir 'n spesifieke doel. Dis wie ons is. Ons is konings, ek wil nie net sê dogters nie,
koningskinders. Dan nommer 3, ek is gevorm en afgesonder vir God. Ek en jy het 'n opdrag van die Here ontvang die dag toe hy ons name oor ons uitgeroep het. Nommer 4, ek is op my naam geroep. Amen. Hy het nie gesê, Cynthia Forsie so en so, kom nie, hy het gesê, Cynthia, staan op en word verlig. Nommer 5, God aanvaar my en is tevrede met my. Met ander woorde, ek is 'n diensknegt van God. Halleluja. Nommer 6, ek is 'n nuwe skepsel in Christus. Nommer 7, ken ons almal. Ek hou daarvan om dit vir die klein kindertjies te leer. Ek is meer as 'n oorwinnaar. Amen. Dit is wie ons is. Jesus het die prys vir my betaal. Dan voorbeeld 5, die laaste een van die vyand se leuns wat ons nie moet glo nie. Dis sommer so 'n kopersleutel wat ek gesê het. Dat die vyand vir ons kom sê, dis te laat. Dink jy daar's nog hoop vir jou? Ja. Dink jy God het 'n plan vir jou? Dis nooit te laat terwyl jy nog asem in jou longe het nie. En die dag as jy jou asem uitgeblaas het, dan is dit verby. Dan kan jy nie gaan na Jesus toe hardloop en sê Here vergewe my nie. Dis hoekom dit belangrik nou is. As jy agtergekom het, jy het gesondig. Want party sê nee, sit hom op die swart boekie, ek sal vanaand daaroor bid. Nee. Vanaand het die vyand daai ding by jou kom steel en dan kan jy dit nie onthou nie. Dit is belangrik om klaar te bely. Vra die Here om jou te vergewe. Begin die mense vry te spreek wat dinge teen jou gedoen het. En vir my die lekkerste, as ek vir iemand vergewe het, spreek hom vry en seën hom met die liefde van Jesus. Amen. Sleutel 3. Sleutel 3. Laat gaan die dinge van die verlede. Hoeveel van ons klou vas aan dit wat Kosie en Sunny en Pietie aan my gedoen het toe ek jong was? As ek moet begin vertel van my getuienis en as ek daarmee vasgehaak het, het ek nooit ergens in my lewe gekom nie. Dan was ek nog steeds die skaam vroukie by die huis wat nie haar mond kon oopmaak nie. Julle kan my man vra, ek kon nooit voor mense gepraat het nie. Maar toe ek my identiteit in Christus ontdek, toe kan ek my mond begin oopmaak, dat God se waarheid uit my mond uitkom. Filippense 3:14 sê die woord van ons, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, en strek my uit na wat voor my is. Halleluja. God beplan vir my goeie goed, en dit is waarna toe ek jaag. Ek wil sommer my kar in 5de rad sit, of noem julle dit teruggeer en gaan, wat uit die. Ek wil dit najaag, dit wat God vir my beplan. Daar is hoop vir elke nuwe dag. God wil vir jou 'n hoopvolle toekoms gee. Wil jy dit hê? Wil jy dit najaag? Wil jy dit joune maak? Want jy weet, God gee vir ons in sy woord soveel gawes, soveel beloftes. Wat maak ek en jy daarmee? Ek lees dit, ek sien dit. Ja, die Here het my daar en daai tyd dit gesê. Maar pas ek dit toe in my lewe? Die Here het vir my 'n teksvers gegee van dis ook daar in Psalms wat het my gesê, maak jou mond wyd oop. Ek sal die woorde vir jou vul. En dit is een van my goeders wat ek altyd op staan as ek moet gaan bedien. Dan sê ek, Here, ek maak my mond wyd oop. Kom vul U die woorde. Want dat ek niks uit myself uit sal doen nie, want as jy dit uit jouself uit doen, is dit die goeie saak. Halleluja. Amen. Nou hierdie goeders wat ek vir julle wil gee is nie, julle het nou al gesien partykeer in hierdie man, wie van julle skiet boog? As jy daai boog moet skuif, so styf trek nie, en jy los daai pyl, dan gaan hy ons vorentoe skiet. Dit is wat ek wil hê met julle vandag gebeur. Julle moet so uit julle wespringblokke uit vorentoe skiet. Want julle is nou losgesny van die leuns van die vyand. Nou sleutel 4. Bewaar jou tong. Ons tonge is die gevaarlikste wapens wat daar kan wees. As my man vir my kwaad maak en dan kan ek hom sê, jou bes. Wat sê ek eintlik dan vir hom? Ek vervloek hom. Wees 'n seëning vir iemand, want God seën ons sodat ons 'n seën vir ander mense kan wees. God het daar in die begin het hy gesê, laat daar lig wees. En daar was lig. En wat het God in die begin gesê? Laat ons mense skape na ons ewebeeld. Ons tonge het skepende krag. Ons kan God se waarheid begin vertel. Ons kan vir mense gaan hoop gee daar buitekant. Ons kan vir mense gaan bemoedig.
Ons hoef nie altyd die kwaai juffrou te wil wees nie. My moeder, ek sê altyd, ek bedien in liefde, want my hart is vol liefde. Ek hou daarvan om liefde te gee. Ek dink dis hoekom my man vir my lief is, nee. Amen. Ek en jy moet begin praat. Begin praat, lewe. Maar het julle geweet nie, soos wat ons liggame karaktereienskappe het ons tong ook. Ek het 30 karaktereienskappe van 'n tong. En jy sal skrik as jy nou moet gaan 'n checklist doen. My boetie se meisiekind sê altyd check, het dit gedoen. Check, het dit gedoen. As ek en jy moet gaan en ons met hierdie ding gaan kyk, hoe skuldig is ek aan hierdie goeders? Ek gaan net so 'n paar hier en daar noem. 'n Leenagtige tong, 'n vleiende tong. Het jy al gesien baie kindertjies is so vleiend met die mond? Hulle kan jou somme omkoop 1, 2, 3. Dan kry ons 'n manipulerende tong, 'n twisgierige tong. Jy weet daai ou tannies wat net wil loop en beklei. Gelukkig is nie een van ons so nie, Dan kry ons 'n beterige tong, 'n onbeskofte tong, 'n vloekende tong. So as ons net gaan 'n bietjie stil sit en selfondersoek gaan begin doen, dan gaan ons sien die leuen wat die vyand ons mee vashou. Want die Here wil kom, Jesus het reeds gekom, sodat ek en jy lewe in oorvloed kan hê. Maar die vyand kom deur al hierdie leuns, kom maak hy ons vas. Dan kan ons nie loskom nie. Wat gaan ek van nou af begin praat? Och, my kop is so seer. Nee, ons gaan begin praat, Jesus, die dag is die dag wat die Here gemaak het. Ek sien uit na hierdie dag. Wat gaan ek nog vir myself sê? Vandag gaan 'n goeie dag wees. Amen. Ek weet dit sommer. Johnny, wat sal jy sê vir vandag? Dit gaan 'n goeie dag wees. Ek is bly om hier te wees. Ek is bly om deel van hierdie familie te wees. Thank you, Lord. Die lewe is vir my die moeite werd. Amen. Al veg ons baie keer, al is ons in hierdie storm. Maar weet julle wat nie? Jesus het die disippels in 'n storm ingedwing, sodat hulle moet leer hoe afhanklik hulle van hom af moet wees. En dit is wat die Here toelaat met ons. Hy laat storms toe. Maar dat ons oog gefestig op Jesus moet wees. Want hy is ons volëinder. Nie ek wat beter wetig is, wat weet hoe om hierdie ding reg te kan fix nie. My oë moet op Jesus wees. Wat gaan ek nog sê? Ek skuil in die skuilplek van die Allerhoogste. Halleluja. Dis waar ek gaan skuil. As my man met my baie wil beklei, dan gaan skuil ek in die skuilplek van die Allerhoogste. Dis waar ek veilig is. En dit is waarna ons met ons 'n veilige plekkie skep in ons huis. Daar was 'n vroukie op die val wat altyd gesê het, ja, haar badkamer is haar veilige spys. Daar kan die kinders al nie kom pla nie. Al kom klop hulle daar die deur. Sy hoor niks nie. Kry vir jou 'n veilige spys. Daar waar jy gaan veilig wees, daar waar jy jou mond kan oopmaak. En as jou man jou gevloek het, vertel die Here. Vra my man, ek doen dit. As ek vieslik is met my, dan gaan verklaar ek hom by die Here en ek sê vir hom, Heer, sien nie wat doen Piet aan my. Dis nie vir my lekker nie. Maar op die einde van die dag moet ek ook 'n les leer. Want jy weet, ons moenie 'n tweegeveg vat nie. Partykeer dan, as Piet hou daarvan om te praat, ek hou daarvan om stil te bly en te luister. Want partykeer net kan die duiwel die ander party gebruik om 'n geveg te lok. Amen. En dan veg jy. So dit is beter partykeer om 'n stil mond te wees. 'n Stil mond is 'n heel mond. Wat sê Spreuke 18:21? Dis een van die teksverse wat ons eintlik moet ken. Dood en lewe lê in die mag van die tong. En wie wat die vrug gebruik, dit gaan hy eet. As jy jou mond gebruik vir lewe, gaan jy die vrug daarvan kry. En as ek gaan bly doodspreek van, ek gaan dit nie maak nie. Ek gaan vir jou 'n brief gee, jy gaan dit nie maak nie. As ons bly sê ek is siek, ons dink nou reeds aan Chris. Chris is rarig, hy is siek. En dit is 'n geveg wat hy moet veg. Dis hoekom ons arms en hirsie moet hê in die gemeente, om die pastore se arms in die lig te kan hou, om intree te tree vir hom. Lewe te begin spreek oor sy gesondheid. Dis wat ons moet begin doen. Sleutel 5. Wie van julle het nog 'n verwagting? Verwag dat die Here vir jou iets goeds gaan doen. Ek het 'n baie groot een en ek wil dit in die openbaar verkondig. Ek verwag dat die Here my nog enige ou ouma gaan maak. My seun is getroud, maar ek het nog nooit my eie bloedkleinkind nie.
Ek verklaar en ek sê, Here, ek het 'n verwagting. Wat sê, ek dink is Psalm 37 wat die woord vir ons sê, verlustig jou in die Here en hy sal vir jou gee. Amen. Maar hoor die voorwaarde, verlustig jou in die Here. As ek by die Here gaan en ek maak my hartsbegeerte aan hom bekend, en dit is in sy wil, sal dit gebeur. Halleluja. Spreuke 29:11 sê, want God weet wat sy gedagtes hy vir my het. Hy spreek en hy sê, gedagtes van vrede, nie van onheil nie, om vir my 'n hoopvolle toekoms te gee. En dit is nie net vir my nie, dis elkeen van ons wat aan die Here behoort. Die Here wil vir ons hoop gee, hy wil vir ons vrede gee, hy wil vir ons liefde gee, hy wil vir ons 'n fondasie gee, waar ons 'n verwagting kan hê. Jesaja 30 vers 18 sê hy ook vir ons graag lees uit die Boodskap Bybel wat sê, en tog wag die Here nog altyd vir 'n kans om julle te wys hoe goed hy vir julle is. Die Here staan en wag vir ons. Hy sê dan Jakobus 4 ook, nader tot hom en hy sal tot jou nader. Die Here wag vir jou, hy's 'n gentleman, hy gaan hom nie self op jou afforceer nie. En party van ons het ons baie keer so 'n stootjie nodig. Dan gebeur daar 'n stormpie, dan weet ons gou waar's die Here. Die Here laat daai storm toe, want hy wil hê jy moet hom aanroep. My gunsteling teksvers in die woord is Jeremia 33 vers 3, want hy sê, roep my aan, en ek sal vir jou kom wys, groot en ondeurgrondelike dinge waarvan jy nie eers weet nie. Roep my net aan. Dit is wat die Here volgens vir julle elkeen sê. As jy voel, ek is nie goed genoeg nie. Here, ek weet die se leuen van die vyand. Ek weet dit. Maar ek kies om die waarheid te glo. Wat maak ek? Ek vervang die negatiewe ding met 'n positiewe ding. Mag die Here hierdie woord vanoggend in elkeen van julle se harte ingraveer. Mag die leuen van die vyand geopenbaar word. Amen. Want julle weet, baie keer is dit as gevolg van 'n emosie dat ons liggame siek word, dat ons moeg word, dat ons luister nie as God met ons praat nie. Soms sê die Here, dis soos 'n remote, hy druk jou so 'n bietjie op pos, maar ek wil nog in 180 spoed gaan. Baie keer moet ons pos vir 'n rede. Wat beteken pos? Kom net 'n bietjie tot stilstaan en kom hoor wat God vandag vir jou wil sê. Soms wil hy net sê, ondersoek jou hart. Kry daai gif uit jou hart uit. Want dit gaan vir jou siek maak. Dit sal vir jou dood maak. So mag die Here elkeen van julle seën. Mag julle weet, julle behoort aan hom. Julle is sy kinders. Julle is sy erfgename. Kom ons vat net vinnig 'n recap. Sleutel 1 het gesê, saai in jou lewe waarin jy graag wil gaan. Sleutel 2, moenie verder na die vyand se leuns luister nie. Dit het 5 punte genoem. Nommer 1, ek kan nie, God sal nie, niemand gee om nie, ek maak nie saak nie, en dit is te laat. Sleutel 3, laat gaan die dinge van die verlede. Sleutel 4, bewaar jou tong. En ons kan hierdie deurvat nou, Spreuke 4:22 wat ook sê, bewaar jou hart, meer as enigiets anders. Sleutel 5, kry weer vir jou verwagting. Begin uitsien na iets wat God vir jou kan doen. Vra daarna, en hy sal dit vir jou gee. Amen. Amen. Mag die Here hierdie woord vir julle elkeen seën. Ek gaan sleutel hou en dis los, dan kan Anneliese dit vir julle uitdeel. En vir die tannetjies wat gehekel en gedraai het, maar baie dankie vir die voorreg. En mag julle weet, julle is kosbaar en hooggeag, en dat jy aan die Here behoort. Jy behoort nie aan jou man of jou vrou of jou kinders nie, jy behoort aan God. En dit is die waarheid. Ek het 'n ou tannie gehad wat eendag gesê, dis die heilige waarheid daar. Jy behoort aan God. Ja, dit is. Amen.